Ons het die wonderlike voorreg om uit die wet van die Here te lees, ook vanoggend. En soms dink mense dat, erediens is eintlik 'n monoloog. Die dominee sit hier voor en hy lees en hy bid en die dominee preek maar eintlik ten diepste is die erediens 'n dialoog. Dit is tussen jou en die Here. Dit begin met 'n fotum wat ek uit die woord uit gelees het, waar die Here met ons praat en dat die Here ons groet. En dan staan ons op, dan sing ons 'n loflied, die opgestane Here. Ons het weer 'n week die opstanding gevier. Dan sing ons, dan luister ons na die wet van die Here. Lees ons net so uit die woord uit, wat die Here vir ons sê. En dan bring ons lewens na die Here toe. Elkeen individueel en ook kollektief as 'n groep. En dan sê ons, Here, ons is jammer. Dan lees ek weer teks uit die woord uit wat die Here sê, as jy jou sondes bely, God is getrou en regverdig, hy vergewe jou sondes, herinner jy vir ongeregtigheid. Dan praat die Here weer. Dan sing ons weer 'n lied om te sê, joh, Here, baie dankie daarvoor. En dan sê ons eintlik ons apostoliese geloofsbelijdenis, Here, dis wat ons glo. Dis wie jy is. Jy het gesterf, maar jy is begrawe, maar jy het opgestaan. Dan praat ons weer. En dan lees ons die woord van die Here, wat die Here sê. En dan moet ek maar baie nederig wees om te sê, maar dan is daar 'n bietjie mense wat inkom rondom die boodskap. Ek dink ons moet dan 'n bietjie nederiger wees, net sê, dis die Here wat praat nie, dit is, maar tog hoor ons iets uit die woord van die Here, wat met ons praat. En dan bid ons weer, dan praat ons weer. En ons gee offergawes aan die Here en sê, dankie Here vir u genade en liefde in ons lewens. En met daai offergawes sing ons 'n loflied tot eer van die Here. En dan spreek die Here weer sy seën uit die woord uit. Gaan uit te gaan leef. So, dit is nie 'n monoloog nie. Ons kan baie vinnig dink is 'n monoloog. Maar eintlik is jy ten diepste betrokke hierby. So, jy moet intens deel wees van hierdie, as ons dit doen. So as ek die wet lees, dan is jy in die hartjie van hierdie wet, waar jy jou skuld bely. En al sing ons 'n lied van skuldbelydenis, is dit jy wat daardie skuldbelydenis vir die Here gee. Ek lees vir ons Matteus 22, die vraag oor die belangrikste gebod. Toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die sweye opgelê het hulle bymekaar gekom en een van hulle, 'n wetskenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, natuurlik vir Jesus wat hy vra. Wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, so Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste in die eerste gebod. Die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Passievol te wees oor wie God is en wat God doen. Ons het die grootste wonder beleef in verlede naweek wat ons gevier het, sy kruisiging, maar ook sy opstanding. Hy leef vir jou en vir my. En daar is net een persoon wat sonde kan vergewe en dit is Christus. Want hy was sonder sonde en hy die sonde oorwin en hy die dood oorwin. Daarom kom ons bely ons skuld aan die Here. Skuldbelydenis lied 2, 3, 8. Ek wil vir die woorde lees. God enkel lig voor u gesig, is niks op aarde rein nie. Ons is bevlek van sonde, met skuld bedek, kan nie voor u verskyn nie. En dan hoor 3. Heer, waar dan heen? Waarheen gaan ek met my sonde? Tot u alleen. U sal ons nooit begewe. U eie seun, ons borg en steun, is ook ons weg tot lewe. Kom ons staan, dan sing ons saam die 2, 3, 8, vers 1 en 3, en dan bly staan ook so vir die geloofsbelijdenis. Oh,
bedoel het, met jou hele hart, met jou hele siel, jou hele verstand. Te sê, Here, ons is bevlek, maar waar dan heen? Tot U alleen. As jy vandag vir die Here kom sê, dan sê die Here in Romeine 5 vers 1, en ons gaan praat oor vrede, vandag in die diens. Omdat ons dan op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade, waar ons vas staan. Ons beroem ons op die hoop, om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Omdat daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus, kan ons met vrymoedigheid ons geloof bely, en ons gaan dit ook hardop sê vanoggend. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar is op kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons sing die 238, selfde gedeelte, vers 4 en 5. Ja, amen, ja, op Golgotha betaal hy vir my sonde, en deur sy bloed word ons gemoed gereinig van die sonde. Die 238 vers 4 en 5. Kom ons maak ons Bybels oop by Johannes hoofstuk 20. Johannes hoofstuk 20. Ons tema gaan wees uit skadu's van vrees na vreugde. Ons praat natuurlik oor die opstanding, verlede week opstanding gevier, en ons gaan 'n bietjie daar by die gedeelte stil staan, maar kom ons maak die oë toe, dan bid ons net eers saam. Here, baie dankie vir die voorreg om saam te kan bid, saam as verlostes te kan hier saam te kan wees. Dankie dat ons skuld kan bely, dankie dat ons weet, ons is skoon gewas deur die bloed van ons Here Jesus Christus. Dankie vir die lewe wat U gee, die lewe in oorvloed wat U gee. En daarom kan ons die lewe vier, Here, en dan sal soveel mense wat verjaar in die week, ons kom bid vir elkeen van hulle, dat dit vir hulle 'n wonderlike geseënde jaar sal wees. Nog 'n jaar so op die planeet aarde. Dankie daarvoor, Here. En mag ons wat rondom hulle staan, dit vir hulle 'n feestelike dag maak, om hulle te vier, en vir U ook te sê, dankie Here vir 'n nuwe lewensjaar wat U gee. Here, dankie ook vir huweliksherdenkings. Dankie dat ons vir hulle kan bid wat huweliksherdenkings vier, om net te weet dat U is so by hulle binne die huwelik. Kom Here en seën die huwelike. Nie net vir hulle wat huweliksherdenkings vier nie, maar vir die res van die huwelike, ook in Suid-Afrika, as ons vir Suid-Afrika ook bid. Mag mense net liewer word vir mekaar, maar soveel te meer liewer word vir U, Here. En Here, dan is daar die soet en die suur van die lewe. Die hartseer aan die ander kant. Weet aan die Antjie se familie en almal is hier saam, waar ons die week afskeid geneem het van oom Johan. Ons kom bid, Here, dat U die Heilige Gees vir hulle juis die groot trooster sal wees.
Maar Here, dan ken U ons gebedslysie, vir wie ons werklik voorbring doen. Ons kom bid vir elkeen van hulle. Ons bid nie net vir hulle wat die pasiënte is nie, ons bid vir hulle wat rondom hulle staan, dat U vir hulle krag sal gee. Dankie dat ons kan lees Psalm 91 wat sê, dat ons by U kan skuiling vind, dat U ons toevlug is, dat U ons veilige vesting is, selfs in moeilike tye, selfs in krisistye, dat ons aan U kan vashou, Here. Ons kom bid, Here, dat U wil is, dat hulle sal herstel, dat hulle gou weer op die been sal wees. Here, as dit Vrydag is, bid ons in die besonder vir Suid-Afrika. Here, ons kom bid vir al die politieke partye, en die chaos wat daar nou in die gang is, met die begroting en die BTW. Ons kom bid dat daar rigting sal wees, maar rigting wat U sal welgeval, Here. Ons bid vir verhoudinge tussen politieke partye. Ons bid vir die ekonomie waar in die week gesê het, nog kleiner as 1% groei vir die jaar. 0,8%. Ons bid vir ons sakepersone, sakemanne, sakevroue. Ons bid vir die besigheidssektor. Ons bid, Here, dat daar nuwe werke geskep sal word, groei sal wees, ook in Suid-Afrika. Ons bid vir insig, Here, ons bid vir wysheid, Here. Ons bid vir eerlike, regverdige besluitneming, sonder dat mense hulle sakke vol maak. Ons bid, Here, dat dit nie sal gaan oor eie gewin nie, maar oor dat die beste is vir Suid-Afrika. Ons bid teen verdeeldheid, ons bid teen haat, ons bid vir liefde. En mag ons die liefde van Christus soos sout op die aarde wees. Ons spandeer die voor wat sê, wees sout. Dat by ons sal begin. En so in die samelewing, al is ons hier in die suidpunt van Afrika, ver agter hier op die horinkie van Afrika, dat dit so sal deur sout na die wêreld, na Suid-Afrika, die res van Suid-Afrika. Maar Here, as ons die woord lees, dan kom bid ons vir die woord. Dat U deur die Heilige Gees so vaardig sal wees in elkeen van ons lewens, ook vanoggend. Ook vir hulle wat inkyk via die internet. Hulle wat die woord ook oop het daar voor hulle, by hulle huise. Mag hulle ervaar, Here, dat U ook deur die Gees vaardig sal wees. Of dit op 'n sitkamerbank is, en of dit in die kerk is hier. U is magtig, almagtig. Ons bid dit in U naam. Amen. Lees vir ons graag dan Johannes 20 vers 19 tot 23. Jesus se verskyning aan die disippels. Vers 19. Dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. So dit was die Sondag aand. Die deure waar die disippels vergader het was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. As julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. Ons lees tot sover, ons gebruik so die hele gedeelte, ook as ons teksgedeelte. Goed, ons tema vir vanmôre, uit skadu's van vrees na vreugde. Nou, as jy jouself so 'n bietjie terugvat, bietjie meer as 'n week, by Goeie Vrydag het ons stil gestaan by Jesus se laaste woorde. En wat die betekenis van Jesus se laaste woorde is vir ons elke dag. Vandag staan ons stil by Jesus se eerste woorde, wat hy vir sy disippels sê.
En hierdie eerste woorde is gewoonlik baie belangrike woorde. Nie net woorde nie, nie net jou verbale kommunikasie nie, ook jou nie-verbale kommunikasie is belangrik. Jy kan jouself voorstel, ons almal het al hierdie video's gesien, van mense wat daar in die oorloggetuiste wêreld is, soldate, en dan kom hulle nou terug, en dan is die kinders nou in skool, maar hulle weet nie pa of ma kom nou terug nie, en dan verras hulle by die skool. Maar dan is nou reg met kameras en alles, en hy is so by die klaskamer so instap, en die kinders is nog besig om te werk, en as hy of sy so opkyk, en hulle pa of ma sien, kyk, dan daai bank word geskuif en hardloop net en spring en pa of ma se arms en druk net, want dan so lank klas te sien. Daar's 'n moment, selfs ook as iemand miskien in 'n ongeluk was, motorongeluk, in 'n koma was, daardie eerste oomblik wat daardie persoon sy oë oopmaak, al sê die persoon iets nie, is kosbare oomblikke. Daardie oomblikke van net, ek hou jou hand vas, as jy my hoor, druk net my handjie, druk net my hand. Nee, kosbare oomblikke. Ek sien op die rugbyveld, as iemand 'n besering het, en kyk, en hulle het nou daai karretjie daar, lyk amper soos 'n golfkarretjie, en hulle laai die persoon op, harseskudding, en hy het net so doodstil gelê, en amper net as hy so voor die hoofpaljoen verbygaan, so voor aan hy tonneltjie ingaan, en hy maak net so. Ek dink wat beteken dit vir daai ma, of daai pa, hy maak so. Die eerste woorde na 'n trauma, na 'n krisissituasie, is baie keer kragtige woorde, belangrike woorde, waarby ons moet stil staan. Nou, ons vind die disippels hier, is hulle is by mekaar. Heel waarskynlik, het staan nie hier nie, maar heel waarskynlik in die boventrek. Maar hulle is bang, julle moet nou lees daar, vers 19-20. Hy sê, die deure waar die disippels vergader het, was gesluit. Hulle het toegesluit, uit vrees vir die Jode staan daar. Hoekom is hulle bang? Kyk, hulle het gesorg dat het gesluit, ek glo altyd, dat daar nou seker nou is van hierdie slotte was, het hierdie hoor. Hulle was baie bang, want hulle was bang, hulle word ook gearresteer. Want almal weet, wie was die persoon wat saam met Jesus gestap het, vir 3 jaar? Hulle weet wie hulle is. En hulle is bang vir die Jode, en hulle sluit toe. En hulle maak seker, niemand gaan deur daai deurkom nie. Miskien was hulle ook bang, dit staan nie hier nie, maar is 'n moontlikheid, want hulle het gehoor Jesus se liggaam is nie meer daar nie, Maria Magdalena het vir hulle kom sê. Wat sal gebeur as Jesus hulle raakloop? Wat gaan Jesus sê? Ja, Petrus, Haan het gekraai. Ja, julle ander, julle het nie eens kom help nie. Toe ek in die kruis gehang het almal maar net teruggestaan. Is daar verwyte? Gaan daar verwyte wees? En dan moet jy nou hierdie prentjie sien. Jy moet jouself inleef in hierdie prentjie, né? Hulle sluit dit word nie verniet vir ons gesê, dit word gesluit hier, word gesorg dat toe is, word gesê dat ons vrees, hulle is bang vir mekaar, bang vir dit wat gaan gebeur met hulle, en ek glo hulle wonder seker oor die toekoms ook. Waar gaan ons heen? Wat gaan ons nou doen? Ons hele roeping is eintlik nou daarmee heen, want dit gaan oor Jesus en Jesus dood, en nou het opgestaan, maar het hy regtig, ons weet nie, hulle is onsekerheid, en daar staan daar, dis eintlik so mooi, terwyl ons hier daar by mekaar sit, ewe skielik, hoor die woorde, hier staan, Jesus het toegekom en tussen hulle gaan staan, nie daar in die hoekie, hier verskyn Jesus nie, hy het tussen hulle, dink nog so gepraat met mekaar, wow, wat gaan hier staan Jesus, jy moet dat prentjie sien, dit moes vir hulle 'n geweldige skok gewees het. Ewe skielik, Jesus klop nie aan die deur nie, Jesus maak nie die deur oop nie, voilà! Ek dink hulle moes hulle oor 'n mik geskrik, wel ek sou myself oor 'n mik geskrik het, kom ek praat oor myself, ek sou baie geskrik het, ewe skielik staan Jesus hier tussen hulle. En wat is Jesus se eerste woorde? Vrede vir julle. Vrede vir julle.
Dink van bang wees, van vrees. Ek het daai prentjie seker nou al gesien van die babietjie wat so, dan kom jy agter, maar dis eintlik nou 'n lekker bottel wat hier voor ons is. Dan begin hy glimlag. Ek amper so iets dink ek dink dat die nie-verbale kommunikasie moes min of meer so gelyk het van bang, ja! Dis Jesus. En wat doen Jesus dan? Daai nie-verbale kommunikasie, hy wys vir hulle sy hande. Hy wys vir hulle sy. Hy het gepraat om seker te maak hulle kan hoor dis hy. Hulle sien dis hy. Maar hy gee nog die bewyse ook. En dis asof hulle nie lekker gehoor het nie. Want Jesus sê dit 'n tweede keer. Tweede keer sê Jesus, vrede vir julle. Vers 21. Wat beteken hierdie vrede? Want hierdie vrede wat die Here Jesus gee, is nie net vir hulle nie, vir die disippels nie, maar dit is vir ons almal. Wat beteken hierdie vrede? Ek dink die eerste ding wat hierdie vrede beteken, is eintlik om vir ons net te sê, kalmeer. Lang terug op Kwela was daar so 'n kindjie wat gebid het, wat net sê, Here, maak my maar rustig. Rustig, rustig, rustig. Ek kan hy onthou. Vrede. As die Here sê vrede vir julle, kalmeer dit disippels se vrese. Want hulle was bang. Hulle is bang hulle word weer in hegtenis, miskien gearresteer en in hegtenis geneem. En hierdie woorde wat sê vrede vir julle, kom maak nou rustig. En dis nie die eerste keer wat die Here Jesus vir hulle geleer het oor vrede nie. As jy so 'n bietjie terugblaai hier na Johannes 14 toe, vers 27. Hoor ons staan daar, vrede laat ek julle na. My vrede gee ek julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Hoor dit sê, laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Jy het eintlik geweet, hierdie disippels is maar 'n bietjie 'n paar, mag ek maar sê, bangbroeke. Hy sê dit aan hoofstuk 14 al van, moenie bang wees nie. Hy sê vir hulle weer, vrede vir julle. So ek glo daai gesprek het weer opgeborrel na bo om te sê, vrede vir julle. Vrede wat alle verstand te bowe kom. Ek dink hulle het gewonder in ons toekoms. Waar gaan ons heen met ons toekoms? Gaan ons weer vissermanne word? En die Here sê, wees rustig, kalmeer. Vrede kalmeer ons vrese. Vrese genees ook ons skuldgevoelens. Asof die Here Jesus vir Petrus wil kom sê, kom nou oor dit. Regtig? Kom nou oor dit. Vrede vir jou, Petrus. Vrede vir julle wat nie eintlik iets gedoen het terwyl aan die kruis gehang het nie. Vrede vir julle. En eintlik is dit 'n herstel van verhoudinge. Dit is eintlik wat hier gebeur. As die Here sê vrede vir julle, dan herstel eintlik die verhoudinge tussen die disippels en Jesus self. Sy genees jou skuldgevoelens, hy herstel die verhoudinge, en dan sê eintlik vir die disippels, gee vir jou weer 'n roeping. Herstel ons roeping. Hoor dit sê, vers 21. Jesus sê toe weer vir hulle, tweede keer, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. As jy Jesus se gebed gaan lees in hoofstuk 17, het hy juist dit vir sy Vader ook gesê. Here, soos jy my gestuur het, stuur ek nou ook vir hulle om uit te gaan. Ewe skielik herstel hulle roeping. Hy sê net vir hulle, wie wat, my genade is vir julle genoeg. Ek gee vir julle vergifnis. Gaan lewe voluit as kinders van die Here. En wat doen hy? Hier is nog interessant. Ons dink altyd aan die uitstorting van die Heilige Gees, Handelinge 2 en 4 tonge en alles, né? Kyk wat staan net in die volgende vers. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle. Dit is eintlik die woord wat hier gebruik word, het dieselfde betekenis as toe God die mens geskep het en geblaas het. Hier staan, nadat hy het gesê, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Ja, en dan ontvang die Heilige Gees. Wat sê dit vir jou en my? Ek dink,
as die Here sê vrede vir julle, baie belangrike woorde. Ek het gesê hoe belangrik eintlik jou eerste woorde is na 'n krisissituasie. Sê eintlik dit wat die heel belangrikste is. Die Here sê, wie wat? Kom vat nou hierdie vrede vir jou. Aanvaar hierdie vrede persoonlik, vat dit vir jou. Miskien het jy God se vrede nodig vanoggend. Miskien is dit 'n punt waar die lewe is swaar, die lewe is moeilik. Miskien moet hierdie vrede kom vat vir jou vir vandag. Wat Jesus vir jou sê, vrede vir jou. Miskien het jy dit nodig. Miskien weet jy nie wat die toekoms inhou nie en jy is bekommerd oor jou toekoms. Vrede vir jou. Miskien draai jy 'n klomp skuldgevoelens saam met jou nou al vir jare en jaar uit jaar in. Vrede vir jou. Vrede vir jou. Kom nou daaroor. Vrede vir jou. Miskien is jou verhouding met die Here nie soos wat jy dit eintlik weet dit moet wees nie. Hier kom die genade in. Hier kom die vergifnis in. Vrede vir jou. Vrede vir jou. Vrede verdryf vrees. VVV. Nie vreemde vleiende voorwerpe nie. Maar vrede verdryf vrees. En dis vrede wat ons ontvang van die Here. Dis nie sommer net iets wat ek nou gaan dink, haal 3 keer asem nou. Nee, dis iets wat Christus sê, vrede vir julle. En vrede is ook nog 'n vrug van die Gees. Gaan lees Galasiërs 5, vers 22. Vrede vir jou. En as jy hierdie vrede van Christus ervaar, beleef, jy maak dit jou eie, dan moet ons dit gaan leef. Gaan leef hierdie vrede. Dis nie jou eie vrede wat jy moet praktiseer nie. Nee, die vrede wat jy van Christus ontvang, gaan leef dit. As jy in konfliksituasies is by die werk, moeilike situasie is, vind die vrede van God. En mag dit 'n rustigheid binne jou bring. Binne konfliksituasies. As jy pyn beleef, as jy deur krisis gaan, gesondheid. Vrede vir julle beteken my teenwoordigheid is by jou. Ek is by jou. As jy onseker is oor 'n klomp dinge, vrede vir jou beteken, gaan lees die woord se beloftes. Hier is baie beloftes in die woord van die Here. Gaan lees dit. Want hierdie vrede laat my op 'n ander manier optree. Ek reageer op ander maniere vanuit Christus se vrede. My gesindheid teenoor die lewe is anderste as ek met God se vrede leef. Dit wat ek sê en wat ek doen is anderste as ek vanuit God se vrede leef. En as jy die vrede leef, roep die Here ons op om dit uit te dra na ander. Matteus 5 vers 9 sê, gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Wat 'n woord. Dit is Jesus wat in die woord is, né? Dis die bergpredikasie. Dis hoe belangrik vrede is. Dat Jesus self sê, gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Wat 'n woord. Miskien het jy vrede nodig vanoggend. Of miskien in jou hart en jou gedagtes, weet jy, is daar iemand naby jou wat vrede nodig het. Miskien is dit jou man of jou vrou, of jou pa of jou ma, of een van jou kinders. Miskien 'n ander familielid waarvan jy weet. Ek wil vandag vir jou geleentheid gee. Ons het 'n klomp kersies hier voor. En dis net tussen jou en die Here. Die lewe is hard. Die lewe is moeilik. Daar is baie bekommernis in die lewe. Dinge wat vir ons moeilik is. Partykeer is daar goed wat net gebeur, wat jy nie net sê, Here, ek weet nou nie meer nie. Ek wil eintlik my hande net in die lug gooi en net sê, whatever. As jy op daai punt is, dan sê die Here, vrede vir jou. Kom na my toe. Ek sal vir jou rus en vrede gee. Ek wil geleentheid gee, elkeen op sy eie tyd. Hier is aanstekers hier voor, of jy
self vir die Here wil bid vir vrede vir binne jouself, of jy wil bid vir iemand naby jou wat vrede, God se vrede nodig het, wil geleentheid gee dat jy vorentoe kom en 'n kersie kom aansteek. Terwyl ons dit gaan doen, gaan hier sagte musiek in die agtergrond speel, pragtige lied wat sê, It is well with my soul. Dit is wel met my siel. So gaan geleentheid gee waar jy rustig vorentoe kom en dan ook 'n kersie so kan aansteek. En dink aan die persoon, of as dit jouself is, of iemand anderste is in jou hart het, wat hier op jou hart plaas, om vir hulle te kom bid. En eintlik moet ons 'n vredeskersie hê, wat eintlik Christus is. Ons het nou nie so 'n vredeskersie, want as elke prakties gaan dit nou nie so werk nie, maar as jy aansteek, en jy sien daai vlammetjie, mag jy beleef, dis Christus se vrede vir hierdie persoon, vir wat ek aansteek. Ek gee geleentheid dat ons dit sal doen. Baie dankie. Here, baie dankie dat ons hierdie offergawes U toe bring. Ja, Here, ons kom bring alles na U toe, ook ons, wat ons gepraat het oor ons bekommernisse, toekoms. Dankie vir vrede wat U vir ons gee. Ons kom bid, Here, ook dat die vrede in ons harte sal bring, ook in ons verhouding met U, Here. En dat ons ook eintlik finansies sal gebruik, want U gebruik mense om ook so vrede uit te leef en vrede uit te dra. Dankie daarvoor, Here. Amen.